Kerels, ons het inligting ontvang dat 'n onbekende ruimtetuig hierin onderweg is. Veiligheidshalwe wil ek hê julle moet die ruimtetuig voorkeer en uitvoer wat hulle planne is. Ja nee, mens kan nie te versigtig wees nie, professor. Ja, is dalk nie 'n vriendelike besoek nie. Om nie eers van besmetting deur vreemde organismes te praat nie. Onbekende ruimtesiektes kan rampspoedige gevolge vir die mensdom inhou. As 'n bewegende rekenaarrobot klas 1 sal ek natuurlijk immuun teen sulke siektes wees, maar... Pikkie, ou maat. Ek wil jou net daaraan herinner dat jou bestaan op die lange duur van die mens afhanklik is. Sonder ons sal jy ook tot niet gaan. Ek is nie so seker daarvan nie, luitenant. Moontlik kry ons rekenaars dit tog reg om 'n beskaming sonder die inmenging van die mens daar te stel nie. Pikkie, jy klink nou regtig soos 'n politikus. Toe, weg as julle. Gaan soek daai ruimtetuig. Weereens goeiemôre, luitenant Buys en kaptein Delarey. Hallo Pikkie, ek moet sê jy's die maklikste een om vroegoggend aan die gang te kry. Ek is 24 uur van die dag, 7 dae van die week op en wakker en gereed op te werk, juffrou Villiers. Behalwe vir die tye wanneer jou batterye herlaai moet word, Pikkie. Onthou dit asseblief tog. Jy is ook feilbaar. Is u al wakker, luitenant? Plasvakie by die huis gelaat? Ek moet ten minste 8 uur per nag slaap, juffrou. Dan moet u vroeër gaan slaap, luitenant. Of het die opsitkers gisterand te laat gebrand? Kom maar dan. Hoe gouer ons klaarmaak, hoe gouer kan jy weer by die blondine uitkom. Sy's nie blond nie, sy's donker. Oh? Jy het my laas vertel sy's blond. Man, dit was verlede week. Ek het eergister die donker koppie ontmoet. Gee pad, voor ek my vererg. Popgesiggies is al waarin julle belangstel. Toe maar, juffrou. Ek dink u is besonder begaafd. Ek dink jy moet ophou witvoetjies soek by juffrou Villiers, Pikkie. Daar's niks daarmee verkeerd om gesonde mensenverhoudings te handhaaf, nie, luitenant. Ek en juffrou Villiers lyk dalk verskillend, maar ons het iets gemeen. Ons werk albei in belang van die aarde. En nou is daar iets wat die aarde moontlik mag bedreig, kerels. Ons los nou die stryery of hoe? Maak gereed om te vertrek. Impala 1 vra toestemming om te vertrek, meneer. Oor. Impala 1 het toestemming om te vertrek. En wakker slaap, luitenant, oor en uit. Suurdryf, dis wat dit is. Styg op, luitenant. Kaptein, Impala 1 is op pad. Alle beheerstelsels in orde, kaptein. Ons opstyging was weer eens volmaak. Dankie, Pikkie. Dis nie eintlik aan u te danke nie, luitenant. Impala 1 kan feitlik van self vlieg. Dis nie wat jy gesê het toe jy self Impala 1 moes beheer nie, Pikkie. Onthou jy nog toe ons Krokon toe gereis het? Toe was jy maar taamlik groot bek. Luidspreker, luitenant. Ek het mos nie 'n mond nie. Ek het wel 'n luidspreker. Wat sit nou weer met julle twee? Ons het 'n sending om te voltooi. Gaan oor na hyperversnelling, luitenant. Impala 1 gaan oor na hyperversnelling, kaptein. Wat is die jongste nuus oor ons sending? Die ruimtetuig is nou naby die aarde se sonnestelsel, Prins Karnati. Wanneer sal die ruimtetuig naby genoeg aan die aarde wees om die satelliet in 'n wentelbaan te plaas? As alles goed gaan, sal dit later vanmiddag wees, oogie. Dit was 'n slim plan om ons ruimtetuig te vermom. Die aardmense sal nooit besef dis een van ons ruimtetuie nie, totdat dit te laat is. Ons sal binnekort die aarde se sonnestelsel inbeweeg. Ek hoop die aardmense word deur die vermomde ruimtetuig gevlous. Toe maar, van buite af sal hulle nooit besef dis ons nie. Ja, professor? Lida, ek het dus vir 'n koppie koffie. Jy my nie by die Astra restaurant ontmoet nie? Ja, dankie professor. Ek plaas die kontrolekamer op outomatiese beheer. Maar goed dan, oor 1 halfuur. Dis 'n ou storie van hom, die.
As hy 'n pot boeretroos wil deel, het hy iets op die hart. Ons behoort die vreemde ruimtetuig net buite ons sonnestelsel raak te loop. So wat 1 ligjaar verby die punt waar die wentelbane van die planete Pluto en Neptunus mekaar kruis, het die professor gesê. Is reg. Miljoene der miljoene kilometer, wat ons dankse hyperversnelling in 'n japtrap kan aflê. Om te dink dat die mens in die 20ste eeu 'n spoedbeperking van 90 km/h op die snelweë moes gehoorsaam. Ek hou nie van die onbekende ruimtetuig nie, Lida. Nee, professor. Ek bedoel, ons weet nie wat ons te wagte kan wees nie. Nee, professor. En nou moet ek my knapste manne, kaptein de la Rey en luitenant Buys, stuur om ondersoek te gaan instel. Wie weet watter gevare vir hulle voorlê. Ja, professor. En dan het ons nog altyd die probleem met die krokons. Mens kan hulle beslis nie vertrou nie. Nee, professor. Hierdie onbekende ruimtetuig. Dit kan selfs 'n krokonruimtetuig wees. Nee, professor. Hoe sê? Nee, professor. Nee, wat? Dit kan nie 'n krokonruimtetuig wees nie. Waarom nie? Ons inligting sou ons vertel het as dit 'n krokonruimtetuig was. Dit het 'n besondere ontwerp. Mens kan jou nie daarmee besgis nie. Ja, jy is reg. Mens kan nie. Maar die affære voel nog nie vir my lekker nie. Vriendskaplike planeet sou ons eers laat weet dat hulle 'n ruimtetuig stuur. Byna daar. Is die satelliet in die vragruim gereed? Ja, alles is gereed. Daai satelliet gaan vir daai groot probleme meebring. Moeilikheid, ja. En ook sy dood. Kaptein, ons nader nou die beraamde kontakpunt. Beëindig hyperversnelling. Hyperversnelling beëindig, kaptein. Hou julle oë oop, kerels. Adam, maak gereed die wapentuig. Wapentuig gereed, kaptein. Ons het hom op skerm. Watter soort ruimtetuig is dit? Ek weet nie eens. Is vir my heeltemal vreemd. Dit is voorbaar 'n onbekende ontwerp, kaptein. Ek kan my nie herinner dat ek nog ooit so 'n ruimtetuig gesien het nie. Gee vet. Sny agter hulle in. Verflaks, hulle het ons gesien. Ons moet wegkom. Nee, onnozel. As ons vlug, kom hulle agter, daar skort iets. Ons moet hulle bluf. Wag totdat hulle met ons kontak maak. Ons is nou reg op hulle stert. Maak kontak, luitenant. Ons roep die onbekende ruimtetuig. Teen hierdie tyd het hy ons op beeldskerm opgevang. Weet sopas die aarde se invloedsgebied betree. Identifikasie asseblief. Ek herhaal, u moet die planeet van herkoms dadelik identifiseer. Oor. Dis daardie verflakste luitenant Buys. Dit beteken de la Rey is by hom. De la Rey, kan ons nie sommer verdwyn nie? Moenie simpel wees nie. Skakel die bandopname aan. Ons is die bewoners van die planeet Saskon in die sterrestelsel M73. Ons is vreedsaam en vra toestemming om by die aarde verby te beweeg na die Andromeda sterrestelsel. Oor. Saskon. Sterrestelsel M73, maar dis baie ver van ons af. Ja, daai stem. Die aksent is vir my vreemd. Ja, maar die versoek is duidelik. Kan ons weier? Dit lyk of hulle die storie sluk. Ek hoop van harte so. Kaptein, daardie ruimtetuig is nie heeltemal reg nie. Daar is iets met sy ontwerp verkeerd. Hoe dan so, Pikkie? Volgens die beginsels van die lugdinamika sou 'n mens nooit 'n ruimtetuig so ontwerp nie. Die ontwerp van die romp is volkome onprakties. Waarom dan so 'n fatsoen? Dis 'n vermomming. Neem weg daardie dele van die ruimtetuig wat nie daar hoort nie en jy het 'n krokonruimtetuig. 'n Krokonruimtetuig? Ja, so waar, Pikkie, jy's heeltemal reg. Dis die toppunt van vermetelheid. Nou, ons kan hulle nie uit die ruimte blaas nie, want die vrede moet ons bewaar word.
feitelik teen alle koste. Maar ons kan hulle goed die skrik op die lyf jaag. Hoe? Ons skiet dood eenvoudig daardie aangeplakte dele van hulle romp af weg. Ja, kan ek die sneller trek, kaptein? Met graagte, Pikkie. En laat weet vir hulle dat hulle versoek geweier is, luitenant. Krokon ruimtetuig. Julle versoek word geweier. Wag dat julle wegkom. Krokon ruimtetuig. Hulle het agtergekom dat ons krokons is. Vuur! Lekker. Hulle het ons. Het is klaar, praat met ons. Bly stil, man. Hulle het net ons vermomming weggeskiet. Keer terug na Krokon en ons wil julle nie weer in ons gebied sien nie. Verstaan julle my? Ek sê, verstaan julle my? Ja, ons verstaan, aardmense. Maar vir julle gaan ons nog kry. Keer terug huis toe. Ja, huis toe. En ek is bly ons lewe nog. Pabroek, hieroor sal ek verslag moet doen. Telery is genoeg om enigiemand se knieë te laat bewe. Weg is hulle. En dan kan ons ook seker maar huis toe gaan. Nee, wag net so rukkie om seker te maak dat hulle wel pad gee. Nee, wat, kaptein? Ons het hulle goed die skrik op die lyf gejaag. Ons sal hulle nie gou weer sien nie. Nie gou nie. Ek hoop dat ons hulle nooit weer sal sien nie. Haar klobery, luitenant. Dis wat ek bedoel het. Ons sal die gebied 'n rukkie nog patrolleer. Laat weet vir aardbasis dat ons aan se kant daar sal aankom. Ek het van die begin af onrustig gevoel oor daai ruimtetuig. Hoe het julle agtergekom wat dit vermom was? Pikkie het ons daarop gewys dat die ruimtetuig volgens die lugdinamika nie reg ontwerp is nie. Knap, Pikkie. Wil jy nie miskien vir ons personeel lesings oor die onderwerp kom gee nie? Oor lugdinamika, bedoel ek nou. Lugdinamika is deesdae so ver gevorderd, professor, dat dit feitelik net deur 'n rekenaar volkome verstaan kan word. Ons stem saam dat die vernietiging van Interster en Delarey van die uiterste belang is vir ons albei se beswil. Natuurlijk, hooguit. Goed. Jy het toegang tot die aarde se sonnestelsel. Jy word nie verdink nie. Dat is reg, ja? Ek wil hê dat jy vir ons 'n satelliet in 'n wentelbaan tussen die aarde en die maan moet plaas. Is dit waarmee julle besig was toe julle nou die dag ruimster huis toe gestuur is? Vergeet nou daarvan. Is jy bereid om te help? Ja, maar hoe? Waarvoor is die satelliet? Dit is 'n antimaterie-satelliet. Alle materie wat deur die sender bestraal word, verander in antimaterie. Ja. Ek wil die satelliet gebruik om Delarey se ruimtetuig te bestraal. Delarey en Impala 1 sal in 'n antimaterie omskep word. Presies. En wanneer hulle die atmosfeer oor Kaapstad binnendring, sal Impala ontplof en die hele stad verwoes. Want as materie en antimaterie met mekaar in aanraking kom, word albei in 'n oogwink vernietig. Pragtig. Ja, ek dink selfs so. Want ons wil nie die aarde vernietig nie, net diegene wat ons van volle beheer oor die aarde weerhou. Lanceer die satelliet. O ja, nou moet ons net die uitnodiging aan kaptein Delarey rig om ons partytjie by te woon. Ek vertrou dat sy luitenant en daardie inmengerige komperrobot saam met ons sal wees. Hulle moet almal vernietig word. Hulle sal by ten vernietig word. Meneer
Dirk Gorman het ons gevra om 'n besending voor haar na sy basis op die maan te stuur. Ons het eergister die onder ons hier met die krokons gehad. En nou moet ons weer werk. Rus ons dan nooit nie? Dis net maan toe en terug, luitenant. Hoort julle nie langer as 2 uur te neem nie? Nou ja, kerels, kom aan maar. Dit is seker belangrik dat ons Interster se naam as ruimtevragonderneming moet hoog hou. Ja, luitenant, jy sal erken dat dit nie moeilik was nie. Nee, maar ons het gou klaar gespeel. Deesdae gaan dit gou om 'n paar goedjies op die maan af te laai. Dit is 'n baie maklike reis, wat selfs ek bietjie vervelig ben. So ja. Ons helde is nou op pad terug na hulle basis toe. Staan gereed om die satelliet te aktiveer. Kyk, daai satelliet. Dis een wat ek nie ken nie. Ag, hulle is so volop. Jy moet seker maar vergeet om ons daaroor in te lig. 'n bestraling van 10 sekondes behoort genoeg te wees. Stel die satelliet in werking. Dis my satelliet. Ek sal dit in werking stel. Wat de... Hier's groot fout. Kaptein, verander onmiddellik van koers voordat ons die atmosfeer van die aarde binnendring. Tot ziens, de la Rey. Meneer Gorman, ons kan nou maar vertrek. Tot die diens, hoogheid. Al wat ek weet, professor, is dat hulle ruimtetuig skielik bloedrooi geword het. Hulle het skielik van koers verander en nou lê hulle net buite die aarde se atmosfeer. Geen tyding van hulle af nie. Die saak is so, kaptein. Ons en Impala 1, elke atoompie is 'n antimaterie opskep. Ek vermoed dit is toegeskryf aan die satelliet wat ons 'n rukkie gelede gesien het. Ja, ek het die straal gesien. Vinnige ding, Pikkie. As ons die atmosfeer binne gedring het, Het daar letterlik niks van ons oorgebly nie, kaptein. Beteken dit dat ons nooit weer sak huis toe gaan nie? wel, die elektroniese ladings van die atome van ons liggaam het verander. Maar ons bestaan uit antiatome. In die toestand kan ons nooit weer op die aarde voet neersit nie. Wat is dit? Dit is enkele losdrywende atome wat hulle teen ons romp vernietig, luitenant. O, aarde. Impala 1 aardbasis roep, oor. Nee, wat hulle hoor ons nie. Ek hou glad nie van die rooi kleur van die ruimtetuig nie. Lyk vir my al te veel of hulle in antimaterie omgeskep is. Antimaterie, maar hoe is dit dan moontlik? Daar's net een uitweg, kaptein. Praat, Pikkie. As die satelliet ons bestraal het, is die satelliet nou ook 'n antimaterie omskep. Die sender wat die bestraling uitgestuur het, sou die hele satelliet verander het. Ja. Ons sal aan die sender kan werk sonder dat ons vernietig word. Antimaterie teen antimaterie. Ons kan die sender verstel om die proses om te keer. Ja, dan ry ons met die ruimtetuig weer deur die bestraling en ons is weer normaal. Kom, ons moenie tyd verspil nie. Iemand het nou net by Impala se luik uitgeklim, professor. Lyk my hulle is onderweg na die satelliet toe. Ja nee, dis beslis daardie satelliet wat die probleem veroorsaak het.
Ja, kerels. Ons aktiveer die satelliet met ons radio. Die golflengte, kaptein. Aan die ontwerp van die sender lyk dit vir my na 65-3. 65-3, kaptein. Die satelliet het in gewone materie verander, kaptein. Ons plan slaag. Neem Impala deur die straal, luitenant. En hou duim vas. Jippie! Weer normaal. Maak kontak met aardbasis. Ons kom land. En blaas daardie liederlike stuk gemors in sy pietjie. My plesier, kaptein. Aardbasis. Impala 1 hier, hoor? Waarom was julle so stil, Impala 1? Ons het gesien hoe lê julle net buite die aarde se atmosfeer, hoor? Ons het 'n tydelike probleempie met antimaterie ondervind, aardbasis. Maar dit is nou opgelos. En ons kom land. Hoor, uit. Meneer Gorman, wat het nou weer skief geloop? Ek kan dieselfde vraag aan jou vra, Prins Garnatie. Dit is jy wat die satelliet gelanseer het. En dit is jou satelliet, Prins Garnatie. Ons moet liewer nie met mekaar beklei nie. Dis daardie verflikste Delary. Dit lyk my ons kan hom nie wen. Delary is ook 'n mens, Prins. 'n Mens van vlees en bloed. Die dag sal kom wanneer ek hom lewendig gaan afslag. Jy was erg bekommerd oor julle. Ag, professor. Haar wang is nou net so rooi soos ons rukkie gelede was. Ons het 'n baie noue ontkoming gehad, hoor. As Pikkie ons nie betyds gewaarsku het nie, dan Sou julle, vandat julle die aarde se atmosfeer binne gedring het, 'n reuse ontploffing oor Kaapstad veroorsaak het. Die antimaterie van Impala en die gewone atoomstruktuur van die atmosfeer sou mekaar verslind het. Julle sou in 'n energieflits verdwyn het en ons ook. Soos die antimaterie meteoriet wat in 1908 oor Siberië en Rusland ontplof het. Althans, so vermoed sommige wetenskaplikes. Ja, dit sou 'n kernontploffing soos kinderspeletjies laat lyk het. Ek sou my laaste sent verwed dat dit die Krokot se werk is. Maar hoe het hulle die satelliete by ons gekry? Professor, ek raak al hoe meer daarvan oortuig dat ons 'n verraaier in ons sonnestelsel het. Wie sou dit wees? Dit sou net 'n mens wees. Ons rekenaars is glad te eerlik daarvoor. En o, so uiters beskeie.